Nou, soos wat jy self weet, ons is besig met Efesiërs 2 en vanoggend gaan ons voort met die hele gebou. Dit was net saam gesing het, saamgevoeg, saam in mekaar geweef. Efesiërs 4 praat hy van. Nou, ons het die afgelope tyd gelees, hy het 'n einde gemaak aan die wet met sy voorskrifte. Hy het vrede gebring deur in homself die twee groepe tot een nuwe menslikheid te skep. En dit het hy gedoen deur daai muur weg te vat. Ons het gesien daai muur wat skeiding gemaak het, dis 'n fisiese muur gewees wat hy weggevat het. En die geestelike muur, dit is in die heiligste en die allerheiligste, dat die mense kan inkom, het hy 'n plek gemaak sodat daai voorhangsel verwyder is. So op 'n geestelike vlak en op 'n fisiese vlak kon die mense weer by God uitkom. En in vers 20, wat gebou is op die fondamente wat die apostels en die profete gelê het. Christus Jesus is self die hoekklip, die hoeksteen op wie die hele gebou, terwyl dit kunstig in mekaar gepas het, verrys tot 'n tempel wat aan God toegewy is. Hy praat hierso van die heidene en die Jode wat een word as 'n tempel, as 'n liggaam. Nou, ons het verlede bietjie gekyk, wat sê daai Jesus as die fondasie, as Jesus as die hoeksteen, dan die apostels en die profete as die fondasie. En deur julle verhouding met hom, hier is baie belangrik, daai verhouding waarvan Paulus hier praat, ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling, daardie verhouding, dit is die kern van alles. Die Jode, hulle het 'n verhouding met God gehad deur die wet. Die Grieke, hulle het gedink, hulle sal God verstaan deurdat hulle intellek dit vir hulle bepaal het. Hulle moes God verstaan, so hulle intellek was bo aan die lys. Die Jode, dit wat hulle doen om God te eer. En Jesus kom en hy sê, hy ontsluit 'n hele nuwe dimensie van verhouding. Nie werke wat jou lei na God toe nie, of hoe jy redeneer en dink hoe slim jy is en alles wat jy ken nie, maar 'n verhouding. En hier is die kern van alles. As ons nie hierdie een snap nie, snap ons hierdie hele gedeelte mis. God, deur Jesus Christus, met die Heilige Gees, wil 'n persoonlike verhouding met jou en met my. Ons het gekyk verlede week, hoe die Jode gekom het met hulle werke, en God sê, julle is gered om goeie werke te doen. En hierdie gedeelte, wat die gebou is op die fondament van die apostels en die profete gelê, Christus Jesus, wat self die hoeksteen is, deur julle verhouding met hom, is alles saamgevoeg. En ons het gesien daai definisie, van as die hoeksteen nie reg is nie, is alles uit lyn uit. So ek wil vanoggend voortgaan, wanneer ons dink aan hierdie gedeelte, die profete het na Jesus toe gewys. Die profete het geprofeteer, hulle het God se hart oopgesluit. Hulle het God leer ken deur die wette. Toe Jesus gekom het hy van die apostels sê, nou is julle die gestuurdes, julle moet gaan doen. En hierdie na Jesus en vanaf Jesus, waar Jesus die middelpunt van alles was, is so belangrik, want die hele tyd, alles het gefunksioneer vanuit hierdie hoeksteen, vanuit hierdie plek. Die Jode het geweet die Messias moet kom. En toe Jesus voor hulle staan, toe herken hulle hom nie, want hy was net anders, so anders as wat hulle gedink het hy moet wees. En toe die apostels uitgaan, en hulle moes gaan vertel van wie Jesus is, moes hulle na 'n wêreld toe gaan, wat glad geen begrip het van wie hierdie God is nie. So ons moet vanoggend gaan kyk na die Joodse kultuur en die Griekse kultuur. Nou ons het baie te sê oor die Joodse kultuur, want ons delf daarin. Maar daar's meer Griekse kultuur in ons lewens as Joodse kultuur.
Ons word baie meer gedryf deur 'n Griekse mindset, gedagtegang, as vanuit 'n Joodse, want ons wortels lê in die Joodse oorsprong. Die hele Bybel is geskryf in 'n Joodse tradisie en ons het dit geleer en God het homself aan ons openbaar deur die profete en ons kon sien hoe God met die volk gewerk het en Jesus Christus vir ons oopgesluit. Maar die westerse samelewing waar die meeste van ons uitkom, word geskoei op 'n westerse en 'n Griekse metodiek nog steeds. Die manier hoe hulle geloof sien, hoe hulle politiek en filosofie sien, sport en kultuur, sosiaal, werk ensovoorts. Soos byvoorbeeld dink aan sport. Watter gedeelte van sport het die Jode gehaat? Dink 'n bietjie. Eerds in die Bybel gelees van sport en Jode? Nee. Daar was net nie so 'n begrip nie. Dit was 'n Griekse begrip gewees van waar hulle sport gedoen het en die verheerliking van die liggaam was vir hulle baie groot. Hoe spierder jy is en hoe meer atleties jy is en al die standbeelde wat hulle gemaak het, 'n mens kan nou nog sien hoe die manlike beeld, manne uitgebeeld is en die vroue uitgebeeld is en baie keer is sport in die naaktheid gedoen. Die manne en die vrouens het kaal gehardloop. Imagine daai joetjie daarop. Hy sê, wat gaat hier aan, het julle bizar geraak? Die Jode, hulle hele kultuur was kuis gewees om jouself toe te maak. Jy het nie vleis gewys nie. Die Grieke kon nie minder worry nie. Hoe minder klere, hoe lekkerder en hoe beter. Die geloofslewe. Die Grieke het tempel toe gegaan en dan het hulle godsdiens beoefen deur hulle gedagtes en dan sou hulle tempelprostitusie gedoen het in die tempel. Want hulle geloofslewe en hulle liggaamlike lewe was geskei van mekaar. Nou in ons sin maak dit glad nie sin nie. Dis soos 'n, Maar die Grieke het gedink, hulle denke wat hulle geloof uit bestaan het, oor hoe hulle sien, filosofeer, hoe hulle gode aanbid het. Dit is hoe hulle gedink het en dan hulle liggame was dan tweede gestel. Liggaam en siel was nie een nie. Jy kon maak met jou liggaam net wat jy wil, maar met jou siel dimensie het jy aanbid. Nou vir ons, as ek dit praat, gaan eers vir my sê, dit maak nie sin nie. Vir hulle was dit hoe dit was. So, ons moet 'n bietjie kyk na die Joodse tradisie en die Griekse tradisie en dan moet ons nou besef, hoe is dit moontlik dat Jesus kom en hy sê, ek vorm uit hierdie twee groepe, die Jode en die heidene, 'n nuwe mensdom. Een wat in 'n verhouding met my is. So, net om 'n bietjie te kyk, die Grieke, hulle is die ouens wat al hierdie goeders opgestel het, want hulle het als beredeneer, hulle het geniet daarvan om sin te maak uit alles uit. So daarom, as 'n mens net kyk, wanneer 'n Jood die brief gelees het, dan sou hy gesien het, God word beskryf, Jesus word beskryf. Die Heilige Gees, as jy nou 'n Christen geword het. Maar vir die Grieke het hulle nodig gehad om alles te dissekteer en alles het name gekry. Om te sien, waar praat Paulus in hierdie brief, waar praat hy in daai brief, waar is die ooreenstemmings, en dis waar die doktrines vandaan gekom het. Teologie. Hulle omkring hom so, waar hulle oor God praat. Efesiërs kan dit duidelik sien. Hy beskryf God, dan beskryf hy Jesus Christus, dan skryf hy die Heilige Gees. En so kan jy aangaan. Die eenheid van die kerk, sonde, die mens, pneumatologie, Heilige Gees, en so kan jy hele deurgaan, net in daai Efesiërs 1, 2, 3 en 4, gaan jy al hierdie
doktrines kry wat hulle beskryf het, want hulle wou sin maak uit alles. Maar in die Joodse kultuur, nou ons gaan baie vinnig hier moet deurgaan, dat ons net so bietjie 'n prentjie moet kry oor wat het gebeur, hoe het hierdie twee wêrelde in een mens bymekaar gekom. Dit is 'n absolute onmoontlikheid in die natuur. Mense, ons lees dit baie keer 'n nuwe eenheid, 'n nuwe mensdom. Maar kom ons kyk 'n bietjie. Net die Joodse kultuur en die Griekse kultuur met godsdiens en siening van God. Nou, die Joodse kultuur sê daar's net een God. Daar's net een Jahwe en geloof is gewet op die wet, die Torah, die profete en God se verbond met Israel. Hulle het geglo in 'n persoonlike, heilige en regverdige God. Nou die Grieke, hulle het geglo aan baie gode. Hulle het baie aanbid. Nou die manier hoe hulle daarna gekyk het, die geloof was dikwels mitologies en mensgerig. Gode is gesien as mensagtig met gebreke en onvoorspelbare gedrag. Dis waarom hulle verskillende gode gehad het. En vir elke god wat hulle iets mee gesukkel, sê maar jy het gesukkel om vrugbaar te wees, dan jy die god gekry. As jy gesukkel het met gesondheid, dan jy die god gekry. So daarom vir party van die Grieke was dit geen probleem om net nog een by te sit nie. Hier's nog een. Kom ons cover net hierdie basis. En Jesus kom en hy sê, nee, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Die Jode kom van hierdie kant af, hulle is op pad na die Messias toe, en hier kom staan Jesus voor hulle, sê ek is hy. En hy sê, julle hoor wie die mense sê ek is, maar wie sê julle is ek? En Petrus sê, u is die seun van die lewende God. En hy sê, mense het dit in jou openbaar nie. Die Gees het dit aan jou geopenbaar. Hierdie Jode kom van hierdie kant af en hulle sien Jesus. En hy's 'n bedreiging. Hy wil hierdie heidene inbring in hierdie wêreld van hulle. Hulle was nog al die jare afgesonder. Jesus eet met hierdie heidene. Jesus kuier by hulle. Hy genees hulle. Nou dit is wel 'n Romeinse ryk op daai stadium, maar dit was nog heeltemal 'n Griekse invloed. Dis hoekom hulle in die tempel ingekom het in die later jare en hulle het vreeslike goeders in die tempel gedoen. Die Jode, vir hulle was dit soos hulle wou mal word. Hulle wil niks met hierdie mense uit te waai nie. So hulle godsdiens was heel eerste waaroor hulle lewe gedraai het. Dan die tweede filosofie en goddelike opdrag. Die Joodse kultuur was waarheid kom uit God se openbaring. Jode moes die wet gehoorsaam en wysheid was om God se wil te ken en te volg. Lering het plaasgevind deur die rabbies en die skrifgeleerdes, maar die Grieke, waarheid kom uit menslike rede, logika en filosofie. Grieke het wêreldwysheid gesoek deur debatte en filosofiese denke. Nou, hulle het geglo dat die rede en denke bo geloof staan. Hoe jy beredeneer, hoe jy dit sien. Nou die volgende een is geweldig belangrik. Moraliteit en etiek. Die Joodse kultuur het 'n streng morele kode gebaseer op God se wet. Moraliteit was absoluut en sonde is gesien as oortreding van God se gebooie. Seksuele suiwerheid, eerlikheid en heiligheid was belangrik. Dit wat jy sê, is wie jy is. Maar die Grieke moraliteit was subjektief en veranderlik. Dit het geskuif, dit was vloeibaar. Julle gaan nou taal hoor, wat julle duidelik in vandag se terme oral hoor. Die lewe is vloeibaar. Griekse kultuur het seksuele losbandigheid, homoseksualiteit en tempelprostitusie geduld. Vir hulle was dit vloeibaar. Vir die Joodse kultuur, om hierdie goeders te doen of selfs toe te laat, was 'n nee, dat dit glad nie eers bestaan wil nie. Dit was nie eers 'n denkrigting nie. Dit was nie.
Hulle het suiwerheid gesien, seksualiteit, moraliteit, alles was gekoppel op die profete se manier sê, thus says the Lord, nee. En hulle het gesien hoe God die volk gereinig het en skoon gemaak het en hulle het volgens dit probeer lewe, maar dit volgens die wette. Nie in die verhouding nie. En hierdie gedeelte met die Grieke van hierdie vloeibaarheid en hierdie dualisme, as 'n mens dit so kan sê, waar hulle geloof en redenasie uitmekaar uitgehaal het. Hulle het dit daar geplaas en geloof was onder dit. Die mens was bo. Solank jy net gelukkig is, jy moet vervul word. Nou die Jode het geen idee gehad van hierdie tipe leefstyl nie, want hierdie leefstyl was vir hulle 'n taboe. Aanbidding, ek gaan so 2 skiep. Werk, ek wil by hierdie ene bietjie stil staan vanoggend. Oor hoe hulle werk gesien het. Werk was vir hulle heilig, werk was 'n godgegewe plig, en arbeid was 'n manier om God te eer. Ambagte soos boerdery, visvang, handewerk is gerespekteer. Nou die Grieke aan die ander kant, sekulêre, ander arbeid is beskou, handearbeid is beskou vir werk vir slawe en laer klasse. Filosofie, kuns, sport en politiek is verkies as waardige lewensberoepe. Dis roepinge gewees vir hulle. Waar trek ons? Waar sal ons sê, lê ons in ons werksbeskouing? Aan die linkerkant of aan die regterkant? Waar sal jy sê? Ons beskou ons werk, hoe sal mense sê daai Engels sê, a necessary evil. Ek moet nou maar werk, dat ek kan geld kry, dat ek kan vakansie gaan hou. Die Jode het geen begrip gehad van vakansie nie. Geen. Hulle het feeste gehad, wat hulle gaan en dan gaan vereer hulle God. Hulle het 'n 6-dag werksweek gehad, en die 7de dag het hulle gerus in die teenwoordigheid van God. Maar hulle werk en hulle lewe en alles wat hulle gedoen het, was tot eer van God. Alles was gefokus op wie God is. Van hulle opstaan tot hulle gaan slaap. Die Grieke aan daai kant, ons moet nou maar werk, sodat ek myself kan treat, omdat ek nou so hard gewerk het. Klink dit nie ergens bekend nie? Ek kan nie wag vir vakansie nie. Hierdie week was nou lank, maandag tot Vrydag, laat ek net klaar kry met hierdie werk. Ek haat hierdie werk. Nee, ek wil nou nie meer hier werk nie. Die Jode se gedagtegang was alles wat ek is, wie ek is, kom van God af en bring God eer. Die Grieke het hierdie dualisme gehad. Daar's 'n plek vir tempel, aanbidding, maar dan die res gaan oor my. Hulle sport, hulle intellektualiteit, hulle die klasse ingestel. Daai klassestelsel, oor hoe ons daai klasse gaan inwerk. As jy sport en kultuur en filosofie was bo. En dan harde arbeid was vir slawe, hulle is baie min betaal gewees. En Jesus kom hy sê, almal is gelyk. In verhouding met my is daar nie meer klasse nie. Ek bring 'n hele nuwe mentaliteit saam. Hoe lyk hierdie nuwe mensdom volgens die Bybelse waarheid? Die ou mensdom, Jood en Griek, verdeel deur wet, kultuur en tradisie. Soek geregtigheid deur werke, die Jode, en wysheid, die Grieke. Word gedefinieer deur aardse identiteit, die Jood, Griek ensovoorts, geskei deur godsdienstige en kulturele mure. Waar sit ons as kerk? Sit ons daar of sit ons verenig deur genade en waarheid? Ontvang geregtigheid deur die geloof? Word gedefinieer deur geestelike identiteit in Christus, saamgevoeg as een liggaam. Eenheid in Christus Jesus. Jesus het self gesê, julle ondersoek die skrifte,
omdat julle meen, hy het dit vir die Fariseërs gesê, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het, en dit is hulle wat van my getuig, en tog wil julle nie na my toe kom om die lewe te hê nie. Hy sê, julle krap in die skrifte rond, maar julle kom nie na my toe nie. Paulus skryf toe, in 1 Korintiërs 1 vers 22-24, Paulus kontrasteer Joodse en Griekse denke, want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jood sowel as Griek, Christus die krag van God en die wysheid van God. Vir die Jode was dit 'n disaster om met hierdie heidene saam te wees, te eet. Die Jode was vir die Grieke heeltemal net te erg. Julle is net te. Maar Jesus kom en hy ontsluit hierdie hele nuwe dimensie van menswees oop. Ek wil afsluit met hierdie musiekspan, julle kan nader kom. Die nuwe mensdom lewe vandag. Die disippels het nie eens vir Jesus uitgevis nie. Weet wie is hy? Hoe werk hy? Hulle het hom nie uitgevis nie. Hulle het hom gevolg. Jesus sê, volg my. Minder uitredeneer, maar neerval aan sy voete. Die gedeelte gaan oor verhouding. Verhouding. Die Fariseërs het die wet verstaan, maar God gemis toe hy voor hulle gestaan het. Ek wil jy moet mooi dink hier oor wat ek nou sê. Jesus het voor hulle gestaan en hulle het hom gemis. Minder menslike wysheid, meer gehoorsaam aan die Gees. Die vroeë kerk het nie die wêreld gewen met argumente nie. Hulle het in die krag van die Gees gewandel. Minder debat, meer aksie. Het ons nog 'n Griekse mentaliteit? Of 'n Joodse mentaliteit? Of het ons 'n Christus mentaliteit? Saamgebind in een. Waar ons weet wie staan voor ons. Jesus Christus. Waar ons kan kniel voor hom in 'n verhouding. En waar ons kan wandel in wie hy is. Gaan die wêreld dit verstaan? Nee. Maar die nuwe mensdom in Christus Jesus het die wêreld nie verstaan nie. But it changed the world. Mens kan duidelik sien hoe die wêreld nog steeds uitmekaar het en polariseer. Oor elkeen in sy eie rigting. Vloeibaarheid. Die selfverheerliking. En Jesus kom en sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en jy sal vrede vind in my. So, my hartsgebed vir ons as Walvisbaai Gemeenskapskerk, is dat ons kan saamgevoeg wees in Christus, in hierdie nuwe menslikheid, hierdie nuwe mentaliteit, gevoed deur sy Gees, gebind deur sy Gees, en dat ons kan wandel in daai. Die vroeë kerk het nie die wêreld gewen met argumente nie. Hulle het in die krag van die Gees gewandel. Gehoorsaam aan die Heilige Gees. Want dis waar ons krag lê.